Wag net so bietjie. Ekskuus man, ek kan nie nou met jou praat nie. Ek wil net gou hierso 'n boodskapie kry. Verskriklike belangrike boodskap, hang net aan 'n tak. Tog. Ai, ek is jammer. Nou, ek weet nie wie van julle het sulke vriende nie, maar deesdae is dit omtrent op elke tafel, by elke ete, by elke gesinskuier of familiekuier, is die helfte van ons vasgenaal aan ons foon. En ons wag vir dinge om te gebeur en ons is konstant of op Facebook of op BBM en hier kom die nuus nou deur. Hier is die boodskap waarvoor ek gewag het. En soms kan ons nogal lekker ongeskik raak, want alles is hier en niks gebeur meer hier nie. En ek sit net en wag vir hierdie belangrike nuus wat nou my kant toe moet kom. En dis asof ek my hele lewe half beheer word deur wat my foon vir my sê, wat kom volgende. En weet julle, dis hartseer dat ons lewens bepaal, ons skippies op koers hou, deur die boodskappe wat ons daar kry, of op die nuus, of by vriende of in die koerant, en ons kry dit nie meer waar dit in die eerste plek moet wees nie. En God gee vir ons sy woord, en hy sê vir ons, maar hier is my boodskap. Hier is wat ek wil hê jy moet weet. Hier is my nuus vir jou. Hier is die riglyne waarvolgens jy jou lewe moet bepaal. Hier is die belangrikste teks wat jy ooit gaan kry. Dis nie 'n SMS teks nie. Dis nie 'n BBM teks nie. Hier is dit. En ons soek ons antwoorde en ons boodskappe op soveel ander plekke behalwe hier. En God kom en hy gee vir ons sy woord. En in 2 Timoteus 3 is daar 'n pragtige skrif en dit sê in vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te leer wat waar is en om ons te laat besef wat verkeerd is in ons lewe. Dit ruk ons reg en kweek die regte leefstyl. Ek wil jou aanmoedig vandag, hou op wag vir boodskappe van ander mense in ander plekke. As jy wil weet wat se nuus, wat se boodskap God vir jou het, dis waar jy dit gaan kry. Dis waar hy dit vir jou gaan sê. En ek bid vir jou geseënde dag toe.